Hallo geliefdes, vandag se visioen woord wat ons gaan bespreek, het op die 7de Maart gekom. So dit was 'n Vrydag gewees. Nou ek moet nou vir julle sê, hierdie hele week en dit was my beginweek van Lent gewees. Is dit vir my so vreemd gewees. Ek is nie gewoond daaraan om woorde so op mekaar te kry nie, want dis drome deur die nag, dis woord deur die dag, 'n wysheid, insig, openbaring uit die skrif. Ja, dit hou net nie op nie. En ek is net nie gewoond daaraan nie. Ek kry nie normaalweg kry ek so baie nie, maar soos ek in 'n vorige video ook vir julle gesê het, dit gaan oor gehoorsaamheid. Wanneer jy afsny wat nie in jou lewe moet wees nie, of nie noodwendig wat nie in jou lewe moet wees nie, maar wat jou weerhou van die Here, the distractions of life. Wanneer jy dit begin uitskakel, is daar meer plek vir die Here in jou lewe, in jou, en dan hoor jy hom beter. Dan is dit net asof hy beter deurkom. So, die een wat ons vandag gaan handel, is die 7de Maart gewees. Nou, ek het net hierdie ding gelees en ek het gedink, ja, ek weet nie hoe gaan hierdie ontvang word nie. En ek het tog geweet dit moet gegee word, ek het net nooit geweet wanneer gaan ek dit gee nie. Nou, die skrif wat ek daai dag gelees het, hierdie eerste een, want toe sit sommer 2 in 'n uur, wat ook nie normaal is vir my nie. Dis net asof dit uit my uitvloei die hele tyd. Dis soos 'n kraan wat oop is en dit vloei net. En hierdie eerste gedeelte het spesifiek gekom uit Jesaja 14 vers 29 tot 32. Miskien moet ons dit lees ook so. Hou gaan. Okay, so kom ons lees uit Jesaja 14 vers 29 tot 32. Nou, op die oomblik is ek besig met die 53 vertaling. Ek hou van ander vertalings ook, maar meeste van my notas is in daai Bybel geskryf. So ek hou daarvan om soos wat ek nou lees, en as ek oor iets wonder, dan gaan kyk ek na 'n ander vertaling. So die ander een wat ek mee sit is the New King James Version. Ek het al gevind, baie keer verstaan ek nie van hierdie hoër Afrikaanse woorde nie, want baie keer in die 53 vertaling is daar maar net woorde wat ek dink, wat op aarde beteken dit? En dan gaan lees ek die Engels, dan sê, oh, okay, I get it. En dan verstaan ek dit. Maar hierdie spesifiek het ek, toe ek het ontvang het, was ek besig om in die 53 vertaling te lees. So kom ons lees. Jesaja 14 vers 29. Wees nie bly, o ganse land van die Filistyne, dat die roede verbreek is wat jou geslaan het nie, want uit die wortel van die slang sal 'n basilisk voorkom, en 'n vrug sal 'n vleiende draak wees. En die eersgeborenes van die armes sal wy, en die behoeftiges sal veilig lê en rus, maar jou wortel sal ek deur honger laat sterwe, en jou oorblysel sal hy doodmaak. Huil, o poorte, skree, o stad, bewe, o ganse land van die Filistyne, want uit die noorde kom rook, en daar is geen afswerwer onder sy skare nie. Wat sal hulle dan die boodskapper van die nasie antwoord? Dat die Here Sion gegrondves het, en dat die elendiges van sy volk daarin sal skuil. Nou, hierdie was die eerste een vir die oggend, en toe, sê so 0:30, 45 minute later, toe die Here nog openbaring vir my gegee, wat uit 'n ander skrif uitkom. Maar kom ons gaan eers deel deur die woord wat gegee is, wat hy vir my laat skryf het nou daar. So, die een lees soos volg. Toe sê die Here, die Here gaan voorsiening maak vir die armes, die eersgeborenes, wie se seun gesteel is. Hy gaan laat hulle wy in wat aan die slang se nageslag gegee is, die basilisk. Nou, in Engels praat hulle baie keer van die cockatrice of die viper. Ons weet 'n viper is nie 'n goeie ding nie. A shift of inheritance, what the enemy hoarded must be returned to the firstborns of those that are poor in spirit, those whose spirits are dependent on the Spirit of God for sustenance. Even when you see war and famine break out, do not fear, for I have made provision for my firstborns, those who follow Jesus, the firstborn of many. Do not take your eyes off me. When you look down, you will fall. Nou, toe ek dit ook hoor, toe dink ek, okay, ons is geneig, elke keer as ons sien iets in hierdie aarde gebeur, jy kom
drama, hier kom die moeilikheid. Nou moet ek stres, nou wat gaan van my word, hoe moet ek vir myself voorsien? En ons vergeet dat die Here het altyd gesê het, dat hy sal altyd voorsien vir syne. Weet jy dat jy 'n eersgeborene is? Jy hoef nie jou ma en jou pa se eersgeborene te wees nie, maar as 'n kind van die Here is jy altyd 'n eersgeborene, want jy volg die voorbeeld van Jesus. Hy is die eersgeborene en jy moet streef om soos hy te wees. Jy moet sy kledingstuk dra, jy moet hom weerspieël, jy moet 'n voorbeeld van hom wees, so jy word ook 'n eersgeborene. Solank as wat jy 'n eersgeborene van God is daar voorsiening vir jou. Is dit nie ook so dat ons in die Bybel al geleer het, uit hoeveel skrifte, dat as jy 'n eersgeborene is, het jy eerste reg. Jy erf alles basies. Jy is die een wat jou familie moet lei. Jy is die een wat moet voorsien vir almal. Jy moet kyk na almal. Dis die eersgeborene se reg. So wat meer het jy nie vandag as 'n eersgeborene van die Vader, die lewende Vader daar in die hemel nie. Jy het soveel meer as wat jy besef en ons moet ophou vrees vir wat môre gaan gebeur en wat môre kom, want dit kan ons nie raak as ons glo dat die Here met ons is nie. As ons glo selfs in die moeilike tye gaan hy nog steeds vir ons voorsien, sal daar voorsiening wees. Dit mag dalk nie altyd so lyk nie en vrees mag jy dalk oorneem en dit is dalk 'n fout wat ons doen. Ons moenie dat vrees eerste ons lei nie. Ons moet laat liefde ons eerste lei. Liefde vir die Vader. Want as jy net vir hom lief bly, gaan hy jou ken. Hy gaan jou onthou. Hy gaan nie van jou vergeet nie. Hy sê tog in sy skrif ook, hy sal jou nooit verlaat nie en hy sal jou nooit vergeet nie. So hoekom is dit altyd die eerste gedagtes wat met ons kom? Hy gaan voorsien. So ongeag wat ons sien wat kom, of dit weer 'n pandemie is, of dit 'n oorlog is, moet ons vertrou dat hy sê in sy woord, hy sal vir ons voorsien. Okay. Ek gaan hierdie video ook in 2 split, so ons sal nou 'n recording vir die ander een maak, en dan deel ek met julle die res van die woord. Nou, die volgende een is 'n bietjie harder, is 'n bietjie moeiliker. Maar kom ons gesels net dan.